Naby aan U, naby aan U. So dit is vir my so mooi, daai liedjie was vir my so mooi, en ek bid regtig vir elkeen van ons om dit te besef, naby aan U. En soos ons vanaand se woord ingaan hier regtig die laaste paar dae, en was net vir my ietsie anderste om, daar was hierdie besef wat ek gekry het, van God en van Jesus Christus. En soos ons deur dit gegaan het, verlede week, hoekom hierdie vir my so belangrik is, dat ons dit net eers bespreek, is ons het gesê, ons is in 'n klein mini-series, wat ons nou gaan oor praat, jou journey, hoe jou pad lyk in die lewe. En verlede week het ons gepraat van die volharding, van maak nie saak hoe moeilik dit raak nie, dat ons moet aanhou, en ons moet aanhou. Ons moet ons oë gefestig hou op Jesus Christus, en ons moet ons laste af lê. En toe ek voorberei vir die volgende stap in ons journey, besef ek daar's baie goeders waaraan ons kan raak. En daar gaan soveel goed wees waaraan ons nog gaan raak in die weke wat gaan kom. Maar ek het besef dat die belangrikste ding vir ons werklik om te besef, is ons verhouding met God. So voor ek hierdie opskrif gekry het, het ek eers gesê, wie is God vir jou? En so rukkie vroeër vandag, toe besef ek net, verstaan jy wie God is? En verstaan jy wie God vir jou is? En dis vir ons baie belangrik, om daai openbaring te kry, van wie God werklik in ons lewe is, voordat ons kan begin met ons volgende stappe in die lewe. So deur vanaand, broers en susters, wil ek vir jou vra, wie is God vir jou? En verstaan jy werklik wie God is? So voor ons in die woord ingaan, net om weer te recap oor verlede week, het ons bietjie gepraat uit Hebreërs 12 uit, en ons het gepraat van die endurance en die volharding, en om nie op te gee wanneer die pad moeilik raak nie, en om ons oë gefestig te hou op Jesus. Maar ons het ook gepraat van hoe God ons vorm, en hoe hy ons stigtig omdat hy ons lief het, en hoe hy ons behandel as sy kinders. En die hart daarachter was, dat die journey nie altyd maklik gaan wees nie. Maar saam met God, gaan ons dit kan deurmaak. En ons stap hierdie pad op die einde van die dag, saam met God. So baie mense op hulle journey, begin die pad stap, en hulle gaan kerk toe, en hulle gaan klein groep toe, hulle probeer volhard, en hulle probeer aanhou. En baie van ons probeer die regte ding doen, maar dan voel dit baie keer of ons nog steeds ietsie mis. Of dan nog steeds ietsie hier binne is wat ons nie werklik verstaan nie. En baie mense voel, ek dien die Here, maar ek voel nie regtig naby aan hom nie. En vir my persoonlik dink ek die antwoord lê nie in meer aktiwiteit, of meer performance, of meer kennis noodwendig nie. Maar baie keer lê die antwoord in die openbaring van wie God vir jou is. En wie God vir ons is. Want wie God vir jou is, gaan bepaal hoe jy vir God soek. Wie God vir jou is, gaan bepaal hoe jy leef. Bepaal hoeveel tyd jy saam met hom spandeer. Bepaal hoe jy bid. Bepaal hoe jy aanbid, en bepaal hoeveel plek hy werklik in jou hart het. En ons gaan vandag uit Johannes 17 uitlees, en Johannes 17 gebeur net voordat Jesus gearresteer word. Net voor die kruis, en voor hy verraai word. So Jesus weet in hierdie oomblik dat die kruis voor hom lê. Hy weet die suffering wat kom. En hy weet dat die wêreld hom gaan verwerp.
En ons vir ons so mooi om te besef op hierdie oomblik, wat doen Jesus? Is Jesus bid. So hierdie is Jesus Christus se hoëpriesterlike gebed. En hier sien ons letterlik Jesus Christus se hart. Ek gaan net vir ons vandag lees uit Johannes 17 vers 1 tot 5. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom. Verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus, wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Daar is soveel krag in hierdie 5 verse. En as ons vir 'n oomblik kan besef wat Jesus hier gebid het, die openbaring wat uit hierdie 5 verse moet kom vir jou en my broer en suster, moet vir ons ietsie nuuts verduidelik van wie God vir ons is en wie Jesus Christus vir ons is. So vers 1, dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Wat vir my so mooi was, hy het sy oë na die hemel opgehef. Dit beteken vir my, dat Jesus weet wie sy Vader is. Hy weet waar sy Vader is, want daar is verhouding, daar is intimiteit, en daar is sekerheid. Jesus wonder nie op daai oomblik, of God hom hoor nie. Jesus wonder nie of sy Vader daar is nie. Hy ken die Vader. Want Jesus was van die begin af by die Vader gewees. En dan sê Jesus, Vader, die uur het gekom. En in Engels praat hulle van, hy het in perfect tense gepraat. Jesus weet wat volgende kom. Hy weet die kruis kom, die pyn kom, die bespotting kom, die slaan kom, die verwerping kom. Hy weet die kruisiging kom. Hy is volkome bewus van wat kom en wat voorlê vir hom. En tog sê hy, verheerlik nou u seun. Jesus vra nie hier dat hy famous gemaak word nie. Hy vra nie dat God wys vir die wêreld hoe powerful Jesus is nie. Hy sê verheerlik u seun. In daai oomblik vra hy vir God, openbaar wie ek werklik is. Sy heiligheid, sy goddelikheid, sy liefde, sy gehoorsaamheid, en dat hy werklik die seun van God is. Maar die kruis was nie net suffering gewees nie, broers en susters. Die kruis was die grootste openbaring van God se liefde. Van God se genade vir ons. Van God se heiligheid. En God se hart vir sy mense.
En dan sê Jesus so mooi, sodat u seun u ook kan verheerlik. Met ander woorde, laat die wêreld, deur alles wat nou gaan gebeur, ook sien wie die Vader in die hemel is. Wie die Vader werklik is. En so want die kruis openbaar nie net vir Jesus Christus nie, maar dit openbaar ook God se karakter. Dit wys vir ons sy liefde. Dit wys vir ons sy genade. En meer as alles, wys dit vir ons sy begeerte vir verhouding met ons. Met die mens wat hy geskaap het. Is wat hy wil hê ons moet hierso beleef. God het 'n begeerte in sy hart om verhouding met ons te hê. Dat ons verstaan wie hy is. Want God het sy enigste seun aarde toe gestuur om vir ons aan die kruis te sterf, sodat die verhouding tussen God en mens herstel kan word. Broers en susters, ek wil hê julle moet vir 'n oomblik soos ons deur hierdie skrif gaan, nie net ligtelik vat wat dit beteken dat God sy seun vir ons gestuur het nie. Dat ons vir 'n oomblik moet besef dat Jesus Christus van die begin af was. Dat hy God was, wat afgekom het en gemanifesteer het in vlees. Dat sy eie mense wat hy geskape het, hom bespot en hom kruisig, sodat daar verhouding kan kom. Want God se hart was ook altyd verhouding gewees, sodat ons weet wie hy is, sodat ons daai openbaring kan kry, en sodat ons in daai nabyheid kan leef. Naby aan u. Naby aan u wil ek wees vanaand. Wil ek wees elke dag van my lewe. Naby aan u. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. God het vir Jesus Christus mag gegee, gesag gegee, en autoriteit oor al die vlees gegee. En toe Jesus aarde toe gekom het, het hy nie net gekom as 'n profeet, of 'n teacher, of net 'n goeie mens nie. Hy het in goddelike autoriteit gekom. Ons het dit al deur Jesus se bediening gesien. In die vorige paar weke het ons gesien, Jesus wat die storm stil maak. Hy wat die siekes genees. Die demone wat luister na hom. En die waarheid waarmee Jesus Christus praat. Daar was autoriteit gewees. Maar Jesus het nie hierdie autoriteit gebruik om homself groot te maak nie. Die Vader het hom die autoriteit gegee met 'n doel. En die doel, volgens die woord, was om ewige lewe te bring. Jesus Christus het aarde toe gekom as die redder van die wêreld. Nie om mense weg te stoot nie, maar om mense terug te bring na die hart van die Vader. Om verhouding te herstel. En dit is presies wat ons sien in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons sien God se hart in daai vers. Want so lief het God die wêreld gehad. Weereens sien ons dat God se hart nog altyd die liefde, die genade, die redding en die verhouding was tussen ons. En dit is ook hoekom die disippels die woord gaan verkondig het.
Hulle het gegaan dorp tot dorp, stad tot stad en mense tot mense, om vir mense te wys wie God werklik is. Want die woord sê, soos U hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat U hom gegee het. Dit wys vir ons, die bekering is nodig. Want wie aan Jesus Christus gegee is almal wat aan hom glo. En glo wie hy werklik is. Almal wie in God glo. En glo dat Jesus Christus werklik die seun van God is. Dis hoekom Jesus Christus afgekom het. Die woord gedeel het. Die verhouding herstel het. En vir die disippels verder die opdrag gegee het. Sodat hulle kan gaan verkondig die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. En broers en susters, net soos dit 2000 jaar terug was, raak het ons roeping vandag nog steeds. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om uit te gaan in die wêreld in. En die evangelie te verkondig van Jesus Christus. En vir mense te kan verduidelik en vertel van wie God werklik is. Want ons wat vir Jesus Christus ken, die waarheid ontvang het en verstaan wie God is, moet nou ook die woord gaan verkondig. Want daar is nog baie mense wat God nog nie werklik ken nie. Hulle ken nog nie werklik vir God nie. Wat nie verstaan wie hy werklik is nie. En wat nog nie die ewige lewe ontvang het nie. En soos ons disippels maak, broers en susters, soos ons die waarheid gaan verkondig, word ons deel van God se groter plan. Word ons deel van die groter plan van God en van Jesus Christus, om mense terug te bring na die verhouding toe met God. Ons kan sien in die wêreld van vandag, waar die boosheid is en die donkerte is omdat daar nie lig is nie. Is omdat daar nie 'n verhouding met God is nie. Is omdat mense nie weet wie Jesus Christus is nie. Is omdat hulle nog nie die openbaring gekry het van die verhouding met God nie. En so het raak ons verantwoordelikheid deel van dit, om uit te gaan en dit te kan verkondig. Vers 3 is belangrik om te hoor. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Die ewige lewe is dat hulle U ken. Vir 'n oomblik dink net daaraan. Die ewige lewe is dat hulle U ken. So dit gaan nie oor die geld, en die sukses, en die status, en die achievements, en die possessions in ons lewe nie. Dit gaan nie oor enigiets in die wêreld anders as om vir God te ken nie. Maar niks in hierdie wêreld gaan enigstens saak maak as ons nie vir God ken nie. Ons kan alles hê, maar sonder God gaan ons nog steeds 'n leemte in die hart hê. Gaan ons nog steeds leeg wees hier binne. Die ewige lewe is nie om kerk toe te gaan nie. Die ewige lewe is om werklik vir God te ken. So wat beteken dit om vir God te ken, broers en susters? Want om iemand te ken, en veral om vir God te ken, beteken dit nie dat ons net met hom praat wanneer dinge moeilik gaan nie. Dat ons hom net soek wanneer ons hom nodig het nie.
of wanneer ons genesing kort nie, of finansiële deurbraak kort nie. Om God te ken, broers en susters, is om jou lewe neer te lê voor hom. Om elke liewe dag saam met hom deur te gaan. Saam met hom te leef. Om hom deel te maak van elke aspek in jou lewe. Van elke area in jou lewe. Van elke oomblik. Elke sekond. Elke gedagte. Is om hom deel te maak. Dit beteken jy staan op in die oggende met hom. Jy ry werk toe saam met hom. Jy werk saam met hom. Jy hou jou huwelik saam met hom. Jy maak jou kinders groot saam met hom. Jy bou jou vriendskappe saam met hom. Jy bou jou kerk saam met hom. Jy gaan jou moeilike tye deur saam met hom. Jy gaan jou goeie tye deur saam met hom. Verhouding met God is nie net 'n kerkdiens nie. Dit is nie net 'n klein groep nie. Of 'n Sondag ding nie. Verhouding met God, broers en susters, is jou hele lewe. Jou hele lewe. En dan sê Jesus, die enige waaragtige God, die enigste ware God, nie een van baie gode nie, die enigste ware God. Hy is nie net 'n spiritual konsep nie. Hy is ons God. En hy is die enigste ware God wat ons ooit sal dien en wat ons ooit moet dien. En dan sê Jesus verder so mooi, en Jesus Christus, wat u gestuur het. So Jesus, die Seun van God, word aarde toe gestuur, om verhouding tussen God en mens te herstel, en hierin sien ons God die Vader, ons sien God die Seun, en ons sien God die Heilige Gees. Broers en susters, die feit dat Jesus aarde toe gekom het, om verhouding te herstel, die feit dat hy weer opgestaan het, en die Heilige Gees hier is vir ons, beteken dit, dat ons, elke sekond van ons lewe, access het na God toe. Ons kan in sy teenwoordigheid leef, elke liewe dag van ons lewe, elke sekond van ons lewe, die ware God, en die ewige lewe, is om hom werklik te ken, broers en susters. Jy, wat vandag hier sit, het geen verskoning nie. Jy, wat vandag hier sit, kan 'n keuse maak, om elke oomblik in sy teenwoordigheid te lewe. Om in elke oomblik die ewige lewe te kan experience. Want die woord sê vir ons, hierdie is Jesus se woorde. Om die ewige lewe te hê is om U te ken. Nie net een keer 'n week met hom te praat nie. Of een keer 'n maand nie. Om elke dag te verstaan wie hy is. Die God wat die hemel en die aarde geskaap het. Van die begin af was Jesus Christus daar. Hy het sy troon vir 'n oomblik gelos. Aarde toe gekom. As God gemanifesteer in vlees. En deur al daai goed gegaan vir my en jou. Vir ons. Vers 4, ek het U verheerlik op die aarde. Ek het U verheerlik op die aarde, sê Jesus. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Dis 'n stelling van Jesus Christus.
Hy praat in perfect tense. Voor die kruisiging sê hy alreeds dat hy die werk voldoen wat sy Vader hom gestuur het om te doen. So alles wat hy gedoen het, alles wat Jesus Christus op aarde gedoen het, was om openbaring te bring van wie God is. Jesus se hele bediening op aarde was om vir mense werklik te wys wie God is. En ons sien dit deur Jesus se hart, deur sy liefde, deur sy genade, deur sy waarheid, deur sy wonderwerke, deur die mense te herstel het, deur om saam tollenaars en sondaars om aan 'n tafel te sit, en uiteindelik die kruis te aanvaar vir ons. Alles deur Jesus se bediening was 'n openbaring gewees van God en God se hart. Jesus sê die werk wat U my gegee het, het ek volbring. Jesus klaar nie. Hy sê nie God, dit was te moeilik nie. Hy het nie gesê Vader, die mense se harte was nie reg nie. Al het hy al die suffering beleef, al die verwerping beleef, al die bespotting beleef, en uiteindelik die kruis gedra het, tog sê hy op die einde van die dag, Vader, die werk wat U my gegee het ek volbring. Ons moet vir 'n oomblik daai besef, dat Jesus, wat in vlees manifesteer, God is. In 'n oomblik kan besluit, hy wil nie meer hierdie doen nie. In 'n oomblik kan besluit, dis nie moeite werd nie, om deur al daai goed te gaan nie. Maar God, die Vader, het die Seun met 'n opdrag gestuur, vir ons vandag, sodat ons daai verhouding kan hê met God, sodat ons kan weet wie God is, en verstaan wie God is. En ek sê, toe ek deur hierdie gaan, dit maak vir my soveel sin. En ons kan nie die Ou Testament ignoreer nie, want ons moet verstaan, die rede dat God vir Jesus gestuur het, wat die mense op die aarde gedoen het, hoe hulle die geskenk van lewe hanteer het wat God hulle gegee het. Die woord sê vir ons in Genesis, dat hy die mens gemaak het, om beheer te vat van die wêreld, en dominion gegee het oor die visse in die see, die diere op die aarde. En wat het ons as mens daarmee gemaak? So vir 'n oomblik, vir God om sy Seun te stuur, was sodat daar fisies openbaring vir mense kan kom, dat hulle met hulle oë kan sien, want die geloof het hulle in die steek gelaat. Dat hulle kan sien, en tog was daar van die mense gewees wat gesien het, en nie aanvaar het nie. Broers en susters, ons wat hier sit vandag, wat die evangelie moet gaan deel, die mense wat elke nou en dan in die kerk kom, wat nou en dan vir God aanbid, ons moet ernstig vir hulle begin bid. Daar's 'n groot werk daar buite. Daar's 'n werk hier binne. Broers en susters, ons moet terugkom na die hart van God toe. Laat ons nie blindelings deur hierdie wêreld gaan en deur hierdie lewe gaan en nie besef wat God se hart vir ons is nie. Laat ons nie deur hierdie lewe gaan
en nie die ewige lewe betree nie. En nie die ewige lewe ervaar nie. Want om U te ken, is die ewige lewe. Vers 5 sê, en nou Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. So nou vra ek vir jou broers en susters. Wie is God vir jou? En ek vra vir jou, verstaan jy wie God werklik is? Want vers 5 is 'n seun van sy vader, wat verlang na die teenwoordigheid van sy vader. Hy verlang daarna, want daar is intimacy daar. Daar is verhouding in dit. Verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Jesus wil weet waar hy behoort. By sy Vader. En hy het gekom hiernatoe, op die aarde, dat ons, wat hy experience, wat hy na verlang, ook na kan verlang. Dat daai nabyheid wat hy wil hê, om net weer by sy Vader te kan wees, het hy aarde toe gekom sodat ons dit kan kry. Sodat ons daai openbaring kan kry van hoe dit moet wees. Om by God se voete te kan sit. En nooit teenwoordigheid te kan sit van die koning wat die hemel en die aarde geskaap het. Hierdie is 'n openbaring vir ons, wat wys dat Jesus Christus daar was, van die begin af. Nog voor die aarde, voor die sterre, nog voor die oseane, die mens of die skepping, was Jesus reeds saam met die Vader. Jesus het nie eers bestaan toe hy in Bethlehem gebore word nie. En as ons vir 'n oomblik die krag daarin kan sien, as ons vir 'n oomblik kan sien, wat dit moes beteken het, vir Jesus om aarde toe te kom, en te manifesteer in vlees, nadat hy in die volle teenwoordigheid van sy Vader gesit het, nadat hy die ewige lewe beleef het, daai liefde gehad het, daai vrede gehad het, het hy gekom op die aarde. En God, wat die mens geskaap het, word op die einde van die dag gekruisig. Deur die persoon, deur die God wat hom gemaak het. As ons vir 'n oomblik verstaan wat hierdie beteken, broers en susters, dan moet ons lewe verander. Die manier hoe ons vir God aanbid moet verander. Die manier hoe ons hom ken moet verander. Want van die begin af was Jesus saam met God in sy heerlikheid. En nog steeds was dit toegelaat dat hy gespot word en geslaan word en vervolg word en gekruisig word
Broers en susters, as jy nie tot hierdie oomblik verstaan, hoe graag God met jou 'n verhouding wil hê nie, dan moet jy nou sê, daar's 'n blokkasie in die gees. Daar's 'n blokkasie in die hart. En ek wil dit nou in Jesus naam sommer breek. Want vir 'n oomblik moet ons besef wat dit beteken het dat Jesus aarde toe gekom het. Ons moet God se hart verstaan. En as ons hierdie vir 'n oomblik verstaan, dan gaan dit nie meer genoeg wees vir ons om net op 'n Sondag kerk toe te kom nie. Dit gaan nie meer genoeg wees om net ons deur elke dag net te gaan en werk toe te gaan en huis toe te gaan en werk toe te gaan en huis toe te gaan nie. Daar gaan hierdie burning desire binne jou hart wees om nader aan hom te kom. Om naby by hom te wees. Om in jou binnekamer in te gaan en die deur toe te maak. En net sy vreugde te experience. En sy vrede te experience. Broers en susters, my gebed vir jou is hierdie. Dat jy vir 'n oomblik hierdie kan verstaan. Dat jy die dinge van die wêreld wat jy besig is om te strek net kan afsny. Dat die vorming wat gaan plaasvind in jou lewe gaan begin plaasvind wanneer jy werklik verstaan wie God in jou lewe is. Wanneer jy werklik hierdie openbaring wat hierso vir ons gegee is kan sien en verstaan. Want dit is baie belangrik vir ons om te besef dat God is alomteenwoordig. Dat die Heilige Gees nou hier is. Dat God in die Gees hier is nou. En so hoe ons hom aanbid in hierdie oomblik. En in elke liewe keuse wat ons maak. Vat jou terug na daai oomblik toe. Toe Jesus aan die kruis gesterf het. En hy aan die kruis gesterf vir ons om net aan te hou met ons nonsens. Of het hy aan die kruis vir ons gesterf sodat ons kan weet wat dit beteken om ewige lewe te hê. Wat dit beteken om naby aan hom te wees. Want God wil jou daar hê. In sy teenwoordigheid. So ons moet besef dat daar is absoluut niks in hierdie wêreld meer belangriker as ons verhouding met God nie. En ons moet nou ook ietsie verstaan deur hierdie. Dat verhouding gebeur nie net van selfsprekend nie, broers en susters. Dit vat tyd. Dit vat intentionaliteit. Dit vat opoffering. Dit vat surrender. Want selfs Jesus, wat van die begin af saam met die Vader was, het tyd gemaak om by die Vader uit te kom. Hy het gebid. Hy het geroep na die Vader. Hy het verlang na die Vader. Hy wou nader aan hom wees. En om te dink dat Jesus wat by die Vader was, hoeveel meer toe hy hier op die aarde was, moes hy nie gesmag het om net weer terug te wees in daai teenwoordigheid nie. So ons moet vir onsself vra, wat is regtig vir ons die belangrikste? Wat is vir jou die belangrikste in hierdie wêreld, broers en susters? Want ek moet vir jou sê, dat daar ook 'n tyd in my lewe was, wat daar meer belangriker dinge was.
en waar ek te besig was. Dit is nie meer 'n verskoning nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Al hardloop jy 100 besighede. Al het jy 10 kinders wat rondhardloop. Is daar niks, maar niks belangriker as jou verhouding met God nie. En vir my persoonlik sal ek stry en stry. Want ons daar doen raak besig. Maar ons verhouding met God verg dat ons elke dag by hom uitkom. Met intentionaliteit. So as die familie van ver af kom kuier en dit hinder jou met jou verhouding met God, dan moet jy jouself vra hoekom? As jou werk jou verhinder met 'n verhouding met God, dan moet jy jouself vra hoekom? As jou vriende jou verhinder met jou verhouding met God, dan moet jy vra hoekom? As jou foon, jou huwelik, jou kinders, jou tyd wegvat met die verhouding van God, dan moet jy vra hoekom? Want 'n gesonde huwelik gaan albei by God wil uitkom. Met gesonde kinders gaan die kinders by God wil uitkom. Met gesonde vriende gaan die vriende by God wil uitkom. Met gesonde familie gaan die familie by God wil uitkom. So broers en susters, is jy besig om jouself te omring met mense wat verstaan wie God is. So prakties, om nog nader te trek, lees ons die woord. En ons bid. Hoopelik baie hard. En ons worship. Ons hou goddelike mense rondom ons. En ons lê ons lewe elke liewe dag neer. En dan die belangrikste, ons maak God die prioriteit. Bo-oor alles. En so vir my persoonlik, die rede dat ek nie kerk mis nie, en dat ek nie 'n klein groep mis nie, is omdat dit 'n geleentheid is, om in die teenwoordigheid van God te kom, en nader aan hom te kom. Maar meer as dit, is dit nie genoeg nie. Is nie genoeg net 'n Sondag nie. Is nie genoeg net 'n Woensdag nie. Ek het nodig om elke liewe dag van my lewe verhouding met hom te bou. En dis die rede dat ek Sondag opdaag. En dis die rede dat ek Woensdag opdaag. Is omdat elke dag van my lewe ek verstaan wie God in my lewe is. En ek verstaan die verhouding wat daar is wanneer ek by God uitkom. En ek verstaan wat Jesus Christus aan daai kruis vir ons kom doen het. En die opoffering wat dit was. Broers en susters, die doel van ons Christendom journey is nie net om meer te weet van God nie, maar is om nader te kom aan God. Is om nader te kom aan hom. En so broers en susters, vanaand is die vraag vir jou. Wie is God vir jou? En meer as dit, verstaan jy wie God is? Verstaan jy wie hy in jou lewe is? Verstaan jy die belangrikheid om tyd vir hom te gee? Verstaan jy wat dit beteken vir 'n vader om sy seun te stuur in sy godheid om in vlees te manifesteer en aan daai kruis te sterf sodat ek en jy wat vandag hier sit kan verhouding met God hê. Broers en susters, ons het gelees die ewige lewe is om U te ken. En ek wil dit net weer eens beklemtoon. God gee ons elkeen 'n keuse om te maak. Wanneer ons hier uitstap vanaand, bly dit jou keuse hoe jou binnekamer gaan lyk. Dit bly jou keuse aan wat jy jou tyd spandeer.
Dit bly jou keuse wat jy prioritiseer. Dit bly jou keuse met wie jy jouself omring. Broers en susters, ons moet verstaan, met die Heilige Gees en die salwing van die Heilige Gees wat binne ons is ons in die teenwoordigheid van God. So ek wil aan jou pleit, dat lewe jou lewe so, dat jy besef, dat God sien wat jy doen. Lewe jou lewe so, dat jy ook kan sê, dat jy vir God verheerlik. Dat wanneer jy uitstap in hierdie wêreld in, kan jy openbaar wie God in jou lewe is. En jy kan openbaar wie Jesus Christus is. Want jy het daai revelation gekry. Jy het daai openbaring gekry. Want jy was op 'n tyd in 'n donker kol in jou lewe. Maar God het net in jou hart ingekom. Jesus Christus het jy tot bekering gelei. En hy het ingekom sodat jy lewe kan hê. Maar God wil nie net hê dat jy net weet wie hy is nie. God soek verhouding met jou. God soek dat jy jou lewe neerlê vir hom. God soek daai intentionaliteit elke dag van jou lewe. Hy soek dat jy opstaan en sê, dankie Here vir nog 'n dag. Hy soek daai oomblik wat jy met jou vrou of jou man kan gaan sit en bid. Dat jy jou kinders kan vat en bid. Dat jy by jou werksplek kan gaan bid. Dat jy in die wêreld kan ingaan en bid. Daar's 'n verwagting op jou broer en suster. Dat dit nie net meer alright is om net te weet wie God is nie, maar om te begin besef wat sy teenwoordigheid in jou lewe beteken. Om te besef wat hy vir jou gedoen het, dat hy sy enigste seun gestuur het vir jou, om hierso in vlees te manifesteer en gekruisig te word vir jou en my, vir daai verhouding. En ek bid dat ons daai verlange sal hê, wat Jesus hierso gespreek het, dat hy net wil teruggaan in daai oomblik in. En smag jy werklik na daai oomblik? Smag jy elke liewe sekond van jou lewe om in daai teenwoordigheid te wees? Smag jy in jou hart na dit? Want daar is niks, maar niks in hierdie wêreld wat jou gaan vervul soos die teenwoordigheid van God nie. Niks, maar niks nie, broers en susters. Hierdie is belangrik vir jou en vir my om te verstaan. En dit was vir my so amazing. Toe die Here net hierdie vir my kom gee. En vir 'n oomblik is ek het dit al gehoor. Ek het al die storie van Jesus gehoor. Maar ek dink vir 'n oomblik het ek nie dit verstaan soos ek dit nou verstaan nie. Want as ons werklik verstaan, dan gaan ons smag na daai verhouding toe. As ons werklik verstaan wie God is, gaan ons smag na dit toe. So vir 'n oomblik, broers en susters, vir 'n oomblik, toe God ons geskape het en geleentheid gegee het om op die aarde te wees, geleentheid om verhouding met hom te hê, geleentheid gegee om dominion te kan hê oor die visse in die see en die diere op die grond en die voëls in die lug. Wat doen jy met die geleentheid wat God vir jou gegee het? Wat doen jy met die openbaring van wie Jesus Christus is? Ons het 'n rol en 'n doel in hierdie wêreld om uit te gaan en aan te hou God te verheerlik. Om aan te hou in hierdie wêreld wat nie verstaan wie God is nie. Vir hulle te wys wie God is deur jou lewe. Deur jou lewe elke dag neer te lê. Maar die man op die straat
gaan nie na jou luister as jou lewe uitmekaar uitval nie. Die man op die straat gaan nie na jou luister as jy nog verslaaf is aan die dinge wat jy nie moet wees nie. Die man op die straat gaan nie na jou luister as jy vasgevang is in die sonde nie. Want dit is nodig dat ons teruggaan na die hart van Jesus toe en dat ons vir God verheerlik deur ons lewe neer te lê elke liewe dag. En hoe ons lewe gaan dit kan wys. Ons is in George uit die aard van die saak. En hulle sê daar is baie kerke in George. En hulle sê daar is baie Christene in George. Maar broers en susters, ek wil vir jou sê, dis tyd dat die mense terugkom na die hart van God toe. Dis tyd dat die mense verstaan dat jy nie net sê jy's 'n Christen nie, maar dat jy het begin lewe. En dat die verhouding wat jy met God het begin weerspieël in hierdie wêreld. Want dan gaan daar nie so baie mense by Volklip afry nie. En dan gaan daar nie 'n kind van 8 jaar oud homself hang nie. Want dit is nie die hart van God nie. Want die hart van God is lewe. Die hart van God is liefde. Die hart van God is verhouding saam met my en jou. So broer en suster, ek wil net hê jy moet bietjie opgewonde raak dat Jesus Christus aan die kruis vir jou en my gesterf het. Ek wil net hê jy moet bietjie opgewonde raak oor die goeie nuus wat ons moet gaan deel en net verstaan wie God is in jou lewe. Verstaan dit, sodat jy kan leef in dit. Sodat jy kan leef in dit. Ek wil hê ons moet weer daai naby aan U. Net sing en ons kan net vir 'n oomblik sommer sit. Paul net van die agtergrond kan speel. Vra vir jouself in hierdie oomblik, broers en susters. Verstaan jy werklik? Verstaan jy werklik? Here, ek bid soos ons in hierdie oomblik net van stilte gaan ingaan en net hierdie liedjie in die agtergrond speel, Here, dat Here, hier waar U se gees so duidelik en so tangible is, Here, bid ek dat U elke persoon wat hier so sit vanaand se hart sal aanraak, Here. Here, dat daar 'n vars openbaring in hulle lewe sal kom van wie U is, Here. Dat daar opgewondenheid in hulle sal kom om nader aan U te kom, Here. Dat hulle sal verstaan wie U is. Dat hulle wanneer hulle hier uitloop vanaand net 'n passie in hulle hart en 'n vuur in hulle hart sal hê om in hierdie plek en in die wêreld in te gaan en die evangelie te gaan verkondig. Here, soos Jesus daar gesê het, wil hy net nader aan U wees, hy wil by U wees. En deur alles wat ons doen, bid ek dat ons U kan verheerlik. Ek bid vir elkeen wat dit nog nie het nie, dat U vir hulle daai openbaring sal gee van wie U werklik is. Dat hulle daai ewige lewe in hulle hart nou kan ervaar, Here. Dat hulle daai vrede van U nou kan ervaar. Dat hulle daai teenwoordigheid van U nou kan ervaar. Vader, ek wil dankie sê. Ek wil dankie sê dat daar waar ons misluk as mens, dat U nog steeds vir ons lief bly. Dat U se hart nog steeds verlang na 'n verhouding met ons, Here. Vader, ek wil net dankie sê. Dankie dat U se seun vir ons gestuur het. Here, om deur hierdie pyn in die wêreld te gaan. Waar die mens hom kruisig. Vader, soos U woord sê, God het die wêreld so lief gehad. Dankie vir daai geleentheid, Here. Vader, ons wil naby aan U wees. Ons wil naby aan U wees. Here, ons wil naby aan U wees.
Here, en soos die dae minder raak, Here. Soos die dae minder raak. En ons nader aan U kom. En die dag nader raak wat ons in U se teenwoordigheid gaan sit, Here. Bid ek vir 'n wêreld wat verlore is. Bid ek vir 'n dorp wat verlore is. Bid ek vir mense wat nog nie weet wie U is nie. Here, dat hulle naby aan U sal kom. Here, ek bid vir ons wat 'n openbaring het van wie U is. Dat ons intentioneel sal begin optree, Here. Dat ons intentioneel sal begin gaan in hierdie wêreld en om die evangelie te verkondig. Dat ons intentioneel U sal gaan verheerlik daar buite in die wêreld. Dat wanneer mense na ons kyk, Here, dat daar iets anderste is. Here, dat wanneer mense na ons kyk, dat daar lig sal wees. Dat wanneer mense na ons kyk, dat hulle U se hart kan sien in dit. Here, ons wil naby aan U wees. Naby aan U, Here. En ek bid vir elkeen hierso wat miskien vir 'n oomblik verder weggetrek het van U af. Vir elkeen wat miskien gesê het hulle is 'n Christen, maar nog nie verstaan het wie U is nie. Nog nie verstaan het hoe die verhouding met U lyk nie. Here, bid ek dat U hulle nou net sal kom aanraak. Here, ek bid dat die Heilige Gees se salwing nou oor hulle sal vloei. Here, dat daai hart sag gemaak sal word. Ek bid dat waar ook al die distractions is in ons lewe, wat besig is om tyd te steel van U af, besig is om valuable tyd van ons af te vat wat ons by U moet spandeer, Here. Bid ek dat ons bereid sal wees om dit een kant toe te lê. Here, ek bid dat ons bereid sal wees om te sê dat U se tyd en U se teenwoordigheid vir ons belangriker is as om tyd op ons fone te spandeer. Of tyd by ons vriende te spandeer. Of selfs tyd by familie te spandeer, Here. Want as ons nie heel eerste vir U sit nie, dan gaan ons altyd aanhardloop in hierdie wêreld. En ons gaan nooit vol wees binne nie. Here, ek kom vanaand net voor U. Ek maak my hart oop, Here. Ek vra dat ek nader aan U sal kom elke dag van my lewe. Here, meer van U. Here, ek bring elke liewe persoon hierso vanaand voor U nou. Naby aan U, Here. Here, ek bid dat daai harte nou sal smag na U. Here, ek bid dat daai harte sal smag na U. Sal smag na meer van U. Sal smag na meer van U, Here. En mag ons hierdie oomblik, in hierdie teenwoordigheid wat ons nou is, mag dit in ons gedagtes vasgeprint word, Here. Mag ons van ons hier uitgaan vanaand, opstaan môreoggend, mag ons net hierdie openbaring onthou. Mag ons hierdie teenwoordigheid van U onthou. Here, ons moet begin eerlik raak met mekaar. Dat ons mis die merk, Here. Ons mis die punt van die lewe partykeer. Omdat ons so vasgevang is in ons eie dinge. So vasgevang is in ons eie wêreld, Here.
Here, ek weet hoe die teenwoordigheid van U my verander het. Here, waar elke dag van my lewe ek net nog beter wil raak vir U. Waar ek nog meer laste wil aflê vir U. Here, ek bid dit oor elke persoon hierso. Ek bid oor elke man en oor elke vrou dat hulle beter sal wees vir die ander een. Dat hulle intentioneel sal wees om mekaar op te lig. Intentioneel sal wees om vir mekaar te bid. Intentioneel sal wees om vir mekaar lief te wees, Here. Ek bid vir elke huishouding, Here. Dat U sal beheer vat oor daai huis. Dat U sal begin die hoof wees van daai huis. Die middelpunt van daai huis. En vir elke hart hierso. Dat U die middelpunt sal wees van die harte. Naby aan U. Naby aan U.